en dan die 31ste, ek nou iets meer daaroor sê, en dan volgende Sondag, en die Sondag daarna, dis sommer so, hoe tree mens uit die ou jaar uit, 2025 uit, en in 2026 in, so kort mini-reeks, om sommer 'n paar issues aan te spreek. Vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor, hoe deel ek my geloof, hoe share ek my geloof, Woensdag aand, 6uur, maak gou knop in jou oor, Woensdag aand, 6uur, op Facebook live, en ek sal bietjie later die YouTube link ook stuur, gaan ons bietjie verder gesels, net so 'n kwartier lank. Ek weet jy wil braai en jy wil kuier en jy wil gaan klapper skiet en al die ander goeders doen, maar maak so 'n kwartier tyd. Ons het nie 'n gewone middernagdiens of ander dienste hier so in die kerk nie. Ons wil juist die ouens bietjie van die pad af hê, dat mens weet nie wat se hooligans is op die pad nie, so ons wil eerder nie hierso by mekaar kom nie. Maar op Facebook live gaan ek vir so 'n kwartier met julle saamgesels. En dan Sondag gaan ons bietjie verder, bietjie praat oor hoe kan 'n mens, daar staan deel uit, dit beteken om te gee, maar dis bietjie hard, die van bietjie sagter. Maar dit gaan oor hoe kan 'n mens generous wees, nie die sin van, is nog bietjie hard, jy kan, is dit te hard, help my gou net bietjie, Jock, help my, is dit reg? Ek kan nog 'n bietjie drop, dalk 'n bietjie, nog 'n bietjie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okay, dis reg. Goed, kan julle my mooi hoor nou. Okay, so dit gaan oor generosity, nie oor om tiendes te gee en daai goeders nie, dit gaan regtig waaroor, hoe kan 'n mens so 'n bietjie generous lewe, en die laaste keer, Sondag oor 2 weke, gaan ons gesels oor, kom net weer by die kerk uit, om net regtig waar 'n verskil te maak, en dalk wil ek maar ietsie in my hart sommer met julle deel daaroor. Ons is regtig bekommerd oor, en ek sê bekommerd, dan bedoel ek nie, ons sit met ons hande in ons hare nie, maar dan wil ons regtig waar 'n oplossing vind daarvoor, vir ons kategese, vir die kinders, hoe kan mens by die kinders regtig 'n verskil maak? Ons probeer regtig van alle kante af, en Franco en almal van ons is hard besig om te dink daaroor, maar ons wil graag die kinders in die kerk hê, maar dis nie kinders se skuld dat hulle in die kerk is nie. Dis die ouers se skuld. Dis ouers wat hulle doopbelofte net nie meer nakom nie, en daar sal ons daaroor moet gesels, en sal ons daaroor oplossings moet kry. Ons wil regtig waar ons breine stretch om regtig daarby uit te kom, maar by ouers en by kinders regtig 'n verskil te maak in kerkbywoning ook. So dis die 4 preek temas vir die volgende 4 geleenthede. Onthou asseblief nou van Woensdag aand 6uur, dit is so kort, net so 'n kwartier lank met mekaar saamgesels oor, net om te sê, maar hoe wil die Here hê ons moet net aangaan met die lewe? Hoe gaan dit 2026 in, as 2025 nou nie heeltemal so nice was, so ek gedog het hy gaan wees nie. Kom ons maak eens ons oë saam toe. Hemelse Vader, ons bid dat U vir ons sal help, sal leiding gee, sal rigting gee, van hoe om die toekoms in te gaan. Ons is nie altyd heeltemal seker hoe dit gaan werk nie. Ons weet dat ons is in U hande, en ons bid dat U ons sal help. Hou ons styf vas en leer ons vandag. Here, ons wil hierdie erediens begin in die naam van U wat Vader en Seun en Heilige Gees is. Hierdie volgende paar minute, wil dit nie ons wees wat praat nie, maar wil dit ons wees wat hoor wat U vir ons wil sê. Spreek, Here, ons wil graag luister en graag ook gaan doen wat U van ons vra. Amen. Mag die Here se stem dan duidelik met jou praat, mag jy hom duidelik hoor, mag sy genade, sy liefde en sy teenwoordigheid by jou wees. Amen. Daar's nog net vir offergawes, en daarna gaan ek sommer vir ons 'n sang opsit, om net so 'n bietjie rustig raak, en dan gaan ons aan met die res van die preek.
Ek dink daar's heel wat van ons wat vandag voel, maar ek sit in die middel van die storm. Ek weet nie wat se kant toe nie. Of dit nou verhoudingsgewys is, of gesondheidsgewys, of bekommernisgewys. Mag die Here regtig waar by ons wees en ons Here net laat stil raak in die middel van die storm. Te midde van die storm, ten spyte van die storm. Dank dat U met die groot liefde en genade ons vashou en ons vasdruk. Amen. So ek het so 'n bietjie by Suzette hulle gaan kuier daar in Botawil en so die vir eergister net so vir 'n vinnige oogwys daar vir my sussie hulle. En nou is daar 'n boer of twee wat daar 'n draai kom maak het en nou sit 'n mens met so gesels en ek weet nie hoekom dit so is nie, maar die vraag vra hulle altyd is waarskynlik vir al die platteland, maar nie net die platteland nie, dis waarskynlik weier as dit die hele land vra die volgende vraag, omdat jy dominees vra hulle die vraag: lyk dit vir julle as dominees ook dat die kerk besig is om dood te loop? Dat die kerke leer raak. Daar op die platteland kom hulle dit nou agter, die platteland ontvolk, ek praat spesifiek van die NG Kerk, die platteland ontvolk, en die jong mense, die ouer boere se kinders, boer nie noodwendig meer nie, of kerk nie noodwendig meer nie. En ek verstaan die vraag, en onmiddellik kon ek sê, maar by ons gelyk dit anders, by ons gaan dit goed, maar die vraag is nog steeds daar. Ek is nou vir die afgelope 2 jaar lank die voorsteur van die ring van Kreeusdorp, en ek loer maar kort na al die statistieke in die gemeentes en wat gebeur, en dit is so, die kerk in Hebreë kry swaar, en dit gaan nie oor ons kerk, dit gaan oor baie kerke. Meeste van die mainline churches, die tipiese standaard kerke, die Anglikaanse kerk, Methodiste kerk, NG Kerk, Hervormde kerk, Gereformeerde kerk, almal sit met hulle hande in hulle hare en wonder, waarheen gaan die kerk? Het die kerk verdwaal, verlore geraak, wat gaan aan? En natuurlik kan in ons gemeente sê, maar dit gaan goed hier so, al die goed mens amper verskonings voormaak wat okay is. Maar tog wonder mense, wat gebeur met die kerk? Wat moet weer gebeur om die kerk weer aan die gang te kry, die ontbranding te laat plaasvind? En toe gaan loer ek so 'n bietjie in die statistiek in, en dis nou al voordat ek nou die week die gesprek met die persoon gehad het, het ek gaan loer, en het is in die afgelope 200-300 jaar, min of meer so elke 50-60 jaar, is daar wat die Amerikaners noem, 'n revival. Een van 'n opvlamming van die kerk. Ons het dit in die 1950, 60, 70 gekry, veral in Amerika met Billy Graham en die Jesusbeweging. So in die begin van die 1900s, 1905, was D.L. Moody daar gewees, 50 jaar voor hom, in die 1850s, 1840s, was dit die Prayer Awakening, en so is daar kort so, elke 50 jaar so oplewing, en ek het net gedink, toe ek besig om die statistiek so 'n bietjie na te kyk en dit te analiseer, dit beteken, hoop jy sit nou mooi, ons is min of meer nou weer presies so aan die edge van 'n revival. Ek dink nie ons besef wat 'n ongelooflike magte is besig om te gebeur, sodat ons uiteindelik gaan kom by 'n plek waar ons sê, maar ons kan nie anders, ons moet vir Jesus terugkry. Ons moet hom iewers te terugkry in hierdie wêreld. En dit is so crucial om net dit weer te verstaan, dat ons besig is om by 'n revival uit te kom, met 'n boodskap. Daar's 'n wit Reynolds se ligte wat anders. Jy gaan nie revival beleef as jy jou ligte gaan ons aanlos nie. DC 61 HP GP. Iemand se wit Reynolds. OK, goed, gaan jy gou draai maak. Daar's hy. So ek dink ons is baie naby aan, of midde in 'n revival. Ek weet nou dat 'n hele klomp goed gebeur in Amerika en dit so oorgespoel na ons toe, maar ek vermoed daar is 'n baie sterk beweging terug na basic values. Dalk het hierdie hele beweging van wat ons nou breedweg genoem het wokeness, het dit bietjie uitgebrand en met Charlie Kirk se sluipmoord en alles het so 'n bietjie op die spits gekom en mense gesê, maar wag so 'n bietjie, wat hy gesê het, ons stem nie met alles saam wat hy gesê het nie, maar daar's weer 'n teruggryp na basic values
wat ons by God moet gaan kry. So ek dink, en ek is opgewonde oor 2026 en 27 en 28, ek dink daar gaan iets amazing nog gebeur in hierdie volgende paar jaar. Kerk, ek dink nie, die kerk se deure gaan toemaak nie. Ek praat van wêreldwyd nou. Trouwens, ek dink, dat Matteus 16 vers 16, wat Jesus nou al 2000 jaar terug beloof het, wat hy gesê het, die magte van die duisternis sal julle nie oorweldig nie. Hoor julle dit? Die kerk sal nooit ooit sy deure toemaak nie. Dit mag dalk gebeur dat iewerster die demografie verander, dat ons omstandighede verander, dat ons bedieningsbehoeftes bietjie anders lyk, dat ons anders moet inpraat met mekaar, maar die kerk van Jesus gaan nooit ooit verdwyn nie. Daar's geen manier nie. En ek sê nie, ek wil sê nie, ek sê dit op 'n hoër gesag. Ek sê dit op Jesus se gesag. Hy is daar en hy is in bewind van hierdie enige kerk, van die kerk van Jesus Christus. En dis die wonderlike van gelowig gewees. Maar, nou daar 'n klomp ouens begin navraag doen oor, hoe werk hierdie ding, wat ons sê, ons is gelowiges. Hulle het gaan vra vir gelowiges, ouens wat hulle harte vir die Here gegee het, toegewyde mense wat in die kerk is. Hulle gevra, luister, vertel gou vir ons, is jy bly dat hierdie event met jou plaasgevind het, dat jy tot bekering gekom het, maak dit jou gelukkig? En toe sê 95% van hulle, yes. Dis wonderlik om te weet, daar's 'n dag gewees, 'n datum gewees, of 'n tydperk gewees, 'n seisoen gewees, waar ek my lewe vir die Here gegee het, en oorgegee het, en dis, ek love it, en dan sê 95%, dit was goed gewees. Maar dan gebeur die volgende ding. Net 50% van daai mense wat opgewonde is oor hulle geloof sê, ek het die vrymoedigheid om dit te share, te deel met ander. Hoekom? Kan ek gou, hierdie tyd shop 'n mens mos nou, nee? Dis maar 'n deel van rus, is om te gaan shop. So ek ontdek toe in die afgelope ruk, onder andere 2 shops, wat nogal my hart laat klop. Een is daar by Zanele in Pretoria. Ons gaan na, sy naam is Pastry, is ek reg, is dan hy? Die Pastry, nee. Ok, maar ek stap daarin en ek kyk by die winkel, wat 'n amazing winkel. Daar's brood, maar dis brode en ek gaan dood oor 'n brood, nee, brood, maar hulle hang so teen die mure en hulle is uitgestal op die tafels, dis ciabattas en paninis en you name it, en is daar. Nie goedkoop nie, ja. Ons koop 'n brood daar R75. Dis nie gewone Albany gesnyde brood nie. Dis 'n rosemary, ek weet nie wat se brood nie, heerlik, maar jy koop net oor die looks, nie oor die waarskynlik proe hy ook lekker, gaan hy lekker proe, maar jy koop hom vir die looks. Maar die hele winkel se opset is so. As jy inkom, dan kry jy al hierdie custard slices en al hierdie, ja, dis incredible plek wat jy, en as jy verder loop, dan is daar 'n visgedeelte waar jy vis kan koop en hulle lê so vars, man, daai goeders is waarskynlik vanoggend gevang daar iewers in Saldanha of iewers. Dis vars goeders daai. En dan stap jy na die vleis toe. Dis amazing. Dit kos net R1400 'n kilogram, maar maak nie saak jy dink hierdie vleis lyk mooi. Jy moet van hierdie beefstukke hê. Jy kan nie sonder dit, ek het uitgestap sonder dit, relax. Maar die winkel is gebou vir die kom ons noem dit die moderner look. Skoon, klinies, niks ruik sleg nie, behalwe die brode wat baie lekker ruik, maar niks ruik snaaks nie, die vloere is skoon gewas, dit lyk nie soos party winkels wat net kartondose opgegooi word en jy maar op moet stap nie, dis klinies, die rakke is laer, so jy sien mekaar ook sommer raak, en jy allerhande soute, en ag man, dis amazing, so jy stap en so kom ek hierdie storie vir julle vertel, want daar's 'n winkel wat julle moet gaan sien, daar's 'n ander winkel wat ons by was, 'n viswinkel, Annelief is gaan mal oor prons, en sy besluit om as sy gaan eendag vir ons prons maak, maar sy kom by hierdie winkel, Roan het haar soontoe gevat, en toe vat Annelief vir my op 'n ander geleentheid soontoe, want daar's prons. Maar jy stap in hierdie viswinkel in, en dis weer die rakke is laer, dis skoon, jy ruik nie na hierdie tipiese vis see winkel nie, maar dis amazing as jy daar stap, dis calamaris en dis stokvis en wat jou hartjie wil hê, dis daar. Dis heel, dis geslag en dis gebutterd en dis alles. Jy kan kies wat jy wil hê. En ek dink vir myself,
ek moet vir julle vertel van hierdie winkels. Julle moet 'n draai gaan maak. As julle my adres soek, vra vir my, ek stuur vir julle die pin location. Ek het hom, hoekom kan ons die goed met mekaar share? Maar hoekom sukkel ons om ons geloof met mekaar te share? As jy by 'n restaurant was, dis nie lank nie, dan vertel jy, stuur jy 'n fotootjie op Facebook en sê, was die lekkerste kos hierdie, of die slegste ook natuurlik. Maar jy vertel vir almal. As jy 'n goeie fliek gekyk het, 'n goeie series gebinge het, dan dink jy, hierdie moet jy vir almal vertel. Jy laat weet onmiddellik vir jou ma, julle moet hierdie kyk. My kinders, julle moet hierdie kyk. Ons share daai goed met mekaar. Ons share golfbane en rugby teams en alles goed met mekaar. Maar ons sukkel om ons geloof te share. Miskien, nee, nie miskien nie. Ek weet dis omdat ons bang is. Nie bang vir die inhoud van die boodskap nie, maar bang vir die vrae wat die ander ou my gaan vra. Ek gaan jou vertel vir my vir geloof, as hy sê, glo jy regtig hierdie stories? Glo jy regtig dat Jesus op die water geloop het? Come on. En dan sê hy, o genade, okay, goed. Dis bietjie moeiliker. Ons is bang oor die goed wat mense ons gaan vra daarna. En dan bly ons nou maar eerder stil. Hoe dwaas? Wanneer laas jy e-mail gestuur? Steek jy op jou hand? Wie onlangs 'n e-mail gestuur in die afgelope 5 dae? Net 3. Genade, dis almal op vakansie. Okay, wie onlangs 'n WhatsApp gestuur? Bietjie meer. Okay. Goed. Weet jy hoe werk dit presies dat hy boodskap hier geskryf word, getik word, op 'n stuk glas getik word? Nie meer op 'n aparte keyboard nie, soms op die glas getik word. Dat jy send druk en dat Piet Koos Klaas aan die ander kant 'n tik kry en jou boodskap oopmaak, en as jy jou boodskap oopmaak, maak hierdie kant 2 blou merkies en is nie meer grys nie, en as jy hierdie kant oopmaak, dan verstaan jy hoe dit gewerk het, dat jy daar gestuur het en hier gekry het? Nee. Maak dit saak? Nee. Ek stuur 'n WhatsApp. Moet ons dit alles verstaan? Nee, ons hoef nie. Maar ek het nie genoeg kennis nie, Dominee. Jy hoef nie baie kennis te hê nie. Trouwens, die eerste ouens in die Bybel het net niks kennis gehad nie. Maar hulle kry dit reg om te sê, maar die boodskap is so huge binne my. Ek moet dit deel. Ek kan dit nie stil by myself, al verstaan ek nie heeltemal alles nie. Ek verstaan nie hoe Jesus op water geloop het nie. Maar die blote feit hy het, maak dat ek dit moet deel. Robert Adair is 'n professor in Illinois in Amerika. Maar hy is nie sommer 'n gewone professor, hy is 'n professor in fisika. Ook nie 'n gewone professor in fisika nie, maar 'n professor in kernfisika. So die ou verstaan nogal van hoe neutrone en protone en elektrone en alles mekaar werk en hoe dit gesplit kan word en hier is nogal bright. Maar hy is ook baie lief vir baseball. En hy skryf toe 'n boek op 'n stadium en die boek se naam is The Physics of Baseball. En hy beskryf hoe dit eintlik onmoontlik is dat 'n baseballspeler, en jy kan seker maar cricket ook gebruik, maar hy het nou oor baseball geskryf, dat 'n baseballspeler 'n bal kan raakslaan wat die gooier, die pitcher, teen 150 km/h gooi. Hy sê, tussen die pitcher en die batter is daar net 400 millisekondes. Bietjie minder as 'n halwe sekond. Tyd. Vandat hy sy hand verlaat tot hy by die pitcher kom. By die batter kom. So jy het 0,4 sekonde om die ding te slaan. Hy sê maar hier is die interessante. Hy het gaan navors teen 150 km/h, het jy net 0,2 sekonde om te besluit, gaan jy swaai of gaan jy nie swaai nie. So in 0,2 sekonde van die bal verlaat, die pitcher se hand verlaat, tot jy besluit, nog nie geslaan het nie, net besluit het of jy gaan slaan. Dan is die helfte van die afstand al klaar verby. Dan het jy nog 0,1 sekond
wat jy moet besluit, gaan jy hoog slaan, gaan jy grondhou slaan, wat gaan jy daai kant toe, so jy trek nou by 0,3. En dan die actual swing is nog 150 millisekonde, 0,15 sekonde. Wat beteken 200 plus nog 100 plus 150 beteken die tyd jy gaan begin slaan, is die bal by jou verby. Natuurwetenskaplik is dit onmoontlik om 'n pitcher te hê, 'n batter te hê wat 'n bal kan slaan, is onmoontlik. En tog gebeur dit. Elke game. Gaan kyk cricket. Dis onmoontlik vir AB de Villiers om die bal wat 150-160 km/h afgebul word, raak te slaan. Never mind om nog te besluit, gaan ek hierdie kant toe slaan, gaan ek daai kant toe slaan, gaan ek dans, gaan ek om die oorlig. Dis ongelooflik wat die ouens wat cricket speel sal weet. As jy nette gaan speel en hier kom 'n bal van 110 km/h, dis okay, jy kan hom amper sien. 140 dan raak dit nogal tegnies. 150 forget it. Dan is 'n party van die ouens wat 155, 160 km/h bil. Dit is amper nie, dit is nie moontlik nie en yet het gebeur. Sien julle wat gebeur? Wat wetenskaplik bewys kan word, is nie noodwendig wat in reality gebeur nie. Reality laat wonderwerke daagliks gebeur, soos om 'n baseball raak te slaan. Soos om op water te loop. Soos om dit nie te maak aan die einde van die maand met my finansies nie, en tog te maak. Nie te verstaan hoe gaan ek werk met my emosies nie, hoe gaan ek al hierdie goedes kan verwerk nie, en tog gebeur het. Daar's maniere hoe dit amper nie kan gebeur nie, en tog gebeur het. En dit bring ons by ons teks. Ja, wat 'n ongelooflike gedeelte, Johannes 9. Dit eintlik, mense sê toevallig gebeur nie, maar dis eintlik nogal vreemd dat dit gebeur het. Ek in die afgelope paar weke so half stil staan by Johannes. Elke keer as ek begin werk, kom is daar 'n teks uit Johannes uit, en hier is Johannes 9, ons nou stil gestaan by Johannes 7 en 8, verlede week waar Jesus gesê het, ek is die lig van die lewe. Terwyl Jesus wegstap, sny 'n man wat van sy geboorte af blind was. Dink jouself uit, as hy praat van 'n man, waarskynlik skat ons die ou tussen 20 en 30 jaar oud, en hy is van geboorte af blind. Vandag is ons wonderlike skole en braille ontwikkel en 'n hele klomp goeders om dit te kan counter, maar daai tyd was jy 'n washout. Jy was ons mag gehoop jy gaan dood, want hulle kan niks met jou maak nie. Jy was eintlik 'n las vir die hele samelewing. So waar het hierdie ouens gesit? Hulle het by die tempel, by die stadspoorte gesit en bedel. Gehoop daar is iemand wat vir hulle ietsie gaan gee sodat hulle daarom aan die lewe kan bly. En hierdie man sit van geboorte af, waarskynlik dan bietjie later van 13, 14 jaar af, sit daar so en probeer hy 'n paar rand bymekaar maak. Ons praat nie eens van die emosionele stres wat jy nou gehad het, nooit kon sien nie, nooit blou lig kon sien, nooit reën gevoel het, maar nooit kon weet hoe lyk dit nie. Nie geweet het hoe lyk 'n mens nie, 'n ander mens nie. Totaal blind. Sy disippels vra te vir hom, Rabbi, deur wie se sonde is dat hierdie man blind geword het, blind gebore is. Verstaan dit gou hulle kultuur? Hierdie vraag wat hulle vra is eintlik, Jesus, why do bad things happen to good people? Dis die vraag wat ons nou nog vra. Here, waarvoor gebeur slegte goeders? Hoe gebeur dit dat mense blind gebore word, dat mense iewers siektes kry, kanker kry, mense doodgaan? Here, waar is U? Hoekom gebeur hierdie goeders? En hulle antwoord in daai tyd was sonde. Dit gebeur omdat jy sondig is, en vandag is daar nog steeds mense wat dat glo, né? Wat sê, maar as jy nou kanker kry, dan is dit omdat jy 'n sonde het, wat jy iewers vertroetel en nog nie bevryding van gekry het nie, en daarom moet jy deur allerlei prosesse gaan, en reinigingsrites gaan, en ja, as kerke wat floreer op grond van hierdie goeters, en mense half opsweep te sê, maar jy moet nou tot bekering kom, en jy moet nou, jy moet beter gebede hê, en beter geloof hê, dan sal alles gebeur. Jesus sê, hulle vra toe, is dit sy sonde of sy ouers se sonde?
Kan ek net soos kantaantekening maak? Ek hoop nie jy val in hierdie kategorie wat sonde en siekte aan mekaar verbind nie. Dood en pyn en seer kry en lyding aan sonde koppel nie. Ek hoop jy maak die goed van mekaar los en besef, dis 'n kultuur wat Jesus nogal, en ek gaan die volgende paar verse vir jou lees, waar Jesus jy sê, maar dis nie so nie. En as jy iewers vasgevang geraak het in 'n kerkgenootskap of 'n groep wat dit verkondig, kom gesels asseblief met my, want ons moet iewers 'n klarigheid kry dat dit nie regtig waar nie so is nie. So Jesus antwoord hom. Dit is nie deur sy eie sonde nie, en ook nie deur sy ouers se nie. En daar is so groot vraagteken in die disippels se gesigte. Wat bedoel hy nou? Ons hele teologiese verstaan daai tyd was dat as hulle siek is, dan het hulle gesondig. Okay, is nie hy nie, dan is sy ma of pa of sy oupa of ouma, hoor daai bloedlynvlekke wat die mense so verkondig? Daar moet iewers iets van dit kan nie net gebeur, daar moet iewers 'n oorsaak wees. En hoor nou net wat sê Jesus. Maar hy is blind, so die werke wat God doen, in hom gesien sal kan word. Sjoe. Hierdie is 'n moeilike een, hè? Jesus sê, hy is blind vir 20 jaar, 30 jaar, sodat ek nou iets kan doen, sodat julle kan glo. God het dit nie bewimpel dat hy so word nie, maar hierdie situasie gebruik om sy mag te demonstreer. En my eerste reaksie is skop vas en sê, not a chance. Nie die God wat ek kan bid nie. Dis nie hoe hy werk nie. Maar toe ek nou weer gaan sit en dink oor dit, besef ek, daar is tog al waarheid in. God bewerk en skep nie die probleme nie. Hy is nie die creator van ons pyn en seer kry nie. Maar ek dink jy sal my saamstem. Baie keer gebruik hy ons seer kry en pyn om ons by hom te kry. Om ons nader aan hom te kry. Is dit sonde? Nee, is nie sonde nie. Maar iewers op een of ander manier wat ek nie kan verduidelik nie, gebruik God ons mes om 'n message te create. En hoe moeilik dit ook al is, moet ons op 'n manier dit verstaan. So nou moet ek die storie met julle deel van hierdie ou, en julle moet die verhaal rustig by jou huis weer verder gaan lees. Ek gaan so 'n bietjie van dit lees, maar ja, dis 'n incredible verhaal. Goed, so vers 6 dan. Nadat hy met sy disippels gepraat het, spoeg hy op die grond en maak met die spoeg 'n bietjie klei aan. Dink net as jy nou die blinde ou is. Jy sit nou hierso en Jesus staan hier by jou en Jesus spoeg op die grond, maak klei aan, jy kan dit nie sien nie. In die volgende moment is daar hierdie blop hier op jou oë met hierdie 2 bolle klei. Iemand het nogal geskryf, dis 'n stukkie humor in die Bybel wat ons dalk mislees, maar hierdie blinde sit en bloep, dis 'n stukkie klei in sy gesig. En Jesus sê vir hom, gaan was jou in die Siloam bad. Siloam beteken iemand gestuur is. Hy het gegaan om gewas en toe hy terugkom, sien hy blou, mense en Jesus en sien hy vir die eerste keer in sy lewe sien hy. So, nou begin die verhaal spin. Nou hardloop jy verhaal. So hierdie ou word gesond, hy kan sien nadat hy 2 van hierdie blobs klei moet gaan afwas by Siloam bad. Sy bure en die ander mense wat hom voorheen as bedelaar geken het, sê toe, maar as hy nie man wat gesit en bedel het nie, dis hoe hulle hom ken. Party van het gesê, dis hy. Maar party sê, nee, hy lyk nie soos daardie man. En die ou staan op en sê, dis ek. Trust me, dis ek. Dis onmoontlik vir 'n baseball batter om 'n pitch te kan slaan. Maar Jesus het reg gekry in my lewe. Dis onmoontlik vir 'n blinde man om te kan sien, nog nooit het dit gebeur nie. Maar ek kan sien. As ek. Hulle vra hom toe, hoe het jy oor reg gekom? Dit is nou vers 10 hier, hè?
Ons gaan 'n paar verse lees en hierdie vraag, hoe is die vraag wat deurlopend loop. En 'n antwoord, die man met die naam Jesus het 'n bietjie klei aangemaak en het in my oë gesmeer en het my gesê, gaan na Siloam toe en was jou. Ek het gegaan en my gewas en ek kon sien. So bure, vriende wat my gesien het, beleef het, wat vir my geldjie gegee het, julle hoef nie meer nie, ek kan sien hoe, wel, hy het modder aan my oë gesmeer en gesê, gaan was jou en voilà, is reg. Maar die ouens is nie happy nie. Die mense wat eers blind, daarna die mense, die man wat eers blind was, na die Fariseërs toe gebring. Dit was op 'n Sabbatdag. Dat Jesus die klei aangemaak het en die man se oë genees het. Dis nie wettig nie. Op 'n Sabbatdag werk jy nie. Jesus, ons is die prokureurs van daai tyd, die Fariseërs was die prokureurs van daai tyd, wat gesorg het dat die Joodse wette moet nagekom word, en jy werk nie op 'n Sondag nie. Ek het al baie keer die stories vertel. Vrouens, jy mag nie 'n spieël kyk op 'n Sondag nie, want net as sien jy 'n grys haar raak en jy pluk hom, en jy mag nie oes op 'n Sabbatdag nie, so jy mag nie 'n spieël kyk nie. Jy mag trouens nie op 'n stoel gesit het nie, want net nou sit jy op die stoel, en jy sit so 'n bietjie en jy gaan agteroor en jy trek 'n voetjie hier onder, en dis ploeg, en jy mag nie ploeg nie, dis onmoontlik, is onwettig, jy mag dit nie doen nie. Jy mag nie meer as 1 myl gestap het nie. Jy kan tot by 1,6 km geloop het, maar daarna is dit werk. Onder 1,6 myl is nog oké. 1,6 km. Daarna is dit werk. So, daar is soveel reël, en hierso maak Jesus dagga aan, modder. Dit mag nie gebeur nie, hy mag nie bou nie. Dit mag nie gebeur nie. So, die mense sê, ons moet hierdie ou na die Fariseërs toe vat, die prokureurs toe vat, ons moet hom hof toe vat. Die Fariseërs het hom ook weer gevra, hoe dit gekom het, dat hy kan sien. Hy het hulle geantwoord. Okay, ons het nou gelees hoe het gebeur het. Ons het sy antwoord op die bure gelees, en nou moet hy weer 'n keer sê, hy alweer sy verklaring uit sê, hy het klei op my oë gesit, en ek het my gewas, en nou sien ek. Die Jode het nie geglo dat die man blind was en nou eers kan sien nie, tot hulle sy ouers geroep het. Nou roep hulle sy ma en pa. Is dit julle seun van wie julle beweer dat hy blind gebore is? Hoe sien hy dan nou? Die Jode toe tweede keer. Die kommissie van ondersoek is nou op stage nommer 2. Die man wat blind was geroep, het hom gesê, praat die waarheid voor God. Ons weet mos hierdie man is 'n sondaar. Daarop het hy gesê, of hy 'n sondaar is, dit weet ek nie. Een ding weet ek wel. Ek was blind, en nou sien ek. Hulle sê te vir hom, wat het hy met jou gemaak? Ek dink op daai stadium wil hy sê, hey guys, ek het mos nou al vir julle gesê. Hy het gespoeg, klei gemaak, op my oë gesit, gesê, gaan was jou in Siloam bad, ek het gaan was en ek kon sien. En hulle vraag, hoe het hy jou oë genees? Ek dink hier is ons eerste punt. Ons kan so behep praat met die hoe, dat ons die wie verloor. Ons kan so fokus op, hoe is dit moontlik dat God my huwelik herstel? Dat God my finansies herstel? Dat God my deur 'n maand vat? Dat hy my gesond maak? Dat hy my dra deur my siekte heen? Dat hy my dra deur my chemo heen? Dat hy my dra as ek hartseer is en stikkend is? Hoe? Die vraag is nie die hoe nie, die vraag is, wie doen dit alles? God doen dit. Dis die mees amazingste boodskap wat ons vir mekaar moet share. Het gaan nie oor hoe het gebeur nie, is dat God my elke dag aanraak, my verhoudings, my finansies, my gesondheid, my mental health, dat hy my net sy nou op 'n manier. Dis God se werk. En as ek en jy net by hom kan uitkom, nie vra oor hoe hy dit gaan doen nie, en elke ou wat Jesus gesond gemaak het op 'n ander manier modus operandi gehad. Daar's nie net een standaard een Jesus wat 'n soort van 'n formule gesê het en dan gebeur dit nie. Dis elke keer iets anderster, en in my en jou se lewe dieselfde. Hy sê elke keer op 'n ander manier vir jou. Op een manier gee vir jou 'n koevertjie onder jou kar se windscreen. Ander kere is dit 'n boodskap wat jy kry by 'n vriend of 'n vriendin wat vir jou sê, ek dink aan jou, ek bid vir jou.
maar dit is elke keer 'n ander manier, maar God help elke keer. Hoe? Ek weet nie. Moet ons mekaar probeer verduidelik? Ons kan nie. Ons het nie die antwoorde nie. Ek verstaan nie die chemistry, die dynamics, die physics daarvan nie. Maar ek weet God is altyd daar. Moet asseblief nie dat hoe dit gebeur het, jou keer om met te praat oor dat dit gebeur het nie. Share net jou geloof. Ja, maar hoe dit gebeur, ek kan dit nie verduidelik nie. Ek is dom. Al wat ek jou wil sê is, die God wat hemel en aarde gemaak het, het iewers gesê, maar Gerard, ek gaan jou gebruik om 'n verskil te gaan maak. En Hendrik, ek gaan jou gebruik. En so gebruik God elkeen van ons op 'n ander manier om te sê, maar ek wil 'n verskil maak in hierdie wêreld. Hoe? Here, ek het nie die skills nie, ek het nie genoeg kennis nie. En waar gaan ek nou Bybelskool by? Jy hoef nie daai goeders doen nie. Trouwens, die mense sê vir ons, as jy 'n graad 6 kind is, as jy graad 6 sonnaskoolwerk gedoen het jy genoeg kennis om iewers die evangelie te gaan deel. Graad 6. Meeste van julle dan daai stadium al oorbrug. Dit lyk of ons dit sal kan doen. Gaan ons elke dingetjie verstaan nie, ek het nie naaste met die kennis van al die goeders nie, al het die mense al die grade en goeders, nergens gaan ons al die kennis hê nie, worstel 'n mens met party van die antwoorde, maar die basics is, ek kan jou vat na wie dit alles doen. Ek verstaan nie hoe nie, maar ek wil jou wys wie dit alles kan doen. Nommer 2, ons word geroep nie om vir Jesus in te tree, in die bres te tree en vir hom prokureur, advokaat te wees nie. Ons word geroep om getuies te wees. As jy nou die hofprosedure verstaan, dan is nou die beskuldigde, nie, iemand wat nou aangekla word, en dan is daar die regter. Nou, hopelik is ek en jy nie regter nie. Trouwens, dis nogal iets wat hier die studie uitgekom het. Wat mense eintlik wil hê vir ons, van ons as gelowiges, is nie om judgmental te wees nie. En ons eerste job, wat ons dink Christene moet wees, is om judgmental te wees. Nie reguit nie, baie fyn. Ek dink nie jy moet heeltemal hierso in die kerk kom sit nie, jong, jy's nog bietjie sondig, jy moet eers 'n bietjie regkom, lent eers van jou sondes af. Julle ouens, dis nie hoe dit werk nie, hè? Toe ons destyds baie geredeneer het oor kindernagmaal en mag kinders nagmaal gebruik en mag nie nagmaal gebruik nie, dan mag gesê, maar daar's daai teks in Korintiërs wat sê, jy drink 'n oordeel oor jouself. En dan dink ek self, okay, goed, dis goed, daar's een van die sisterskerke, ek gaan nie hulle naam noem nie, waar die ouderlinge voor elke nagmaal eers by elke lidmaat 'n draai gaan maak. Gaan hoor of jy okay is, of jy wel nagmaal mag kan gebruik. Want net nou is daar 'n sonde en dan drink jy oordeel oor jouself. Dit lyk my nie dis hoe die nagmaal bedoel was om te wees nie. Al drinkende en etende glo jy en al gloende eet en drink jy. Dis deel van die proses. En dis hoe ons moet wees om te sê, maar enigiemand is welkom. Maak nie saak waar jy gisteraand was nie. Maak nie saak wat jy gedoen het nie. Maak nie saak waar jy Woensdag droog gemaak het nie. Dis juis hierso naby God ons moet weet en sê, maar ek is by hom. So ek en jy mag nie die judge wees nie, asseblief. As jy die judge wil wees, ek kan nie judgmental wees en vir jou sê, gaan uit nie, maar moet nie doen nie, dis nie hoe jy moet wees nie. Ons is ook nie die prokureurs en advokate nie. Daar is op die beffies en die toga staan en sê, your lord, laat ek net vir jy vertel, hierdie man is onskuldig. En ander sê, maar hierdie man is skuldig. En daar's 'n aanklaer en daar's 'n verdediger en hulle probeer hierdie ou skuldig onskuldig. Ons het daai job nodig. Ons het daai job nie. Ons het vir God in die bres te tree nie. Ons is getuies. Handeling 1 vers 8 staan daar so. Nadat Jesus weg is, en hy se Heilige Gees sê, maar julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor julle uitgestort word. En julle sal my getuies wees. My vertellers wees. Ek en jy is storytellers. Vertellers van dit wat God in my lewe kom doen het, wat ek nie verstaan nie. En dit gaan oor vertel. Ok, so dit was die preek. Behalwe dat ek mens nogal sukkel met hierdie storie vertel. Want hoe vertel mens nou die storie?
Daar's 'n paar ouens wat ons nogal dramatiese stories het, nê. Ek was 'n moordenaar gewees en toe het ek 'n paar mense doodgemaak in die veld en toe kom ek tot bekering toe ek gearresteer is en nou is ek 'n kind van die Here en dit is lekker om sulke stories te hoor partykeer. Maar die meeste van ons, ek weet nie van hierdie gemeente nie, maar die meeste van ons nie moordenaars nie. Het nie te veel dramaties erge verkeerde goed gedoen nie. Party van ons was sondig en ons besef het. Maar was nie hierdie Tannie Gerda het altyd gesê hierdie lamppaal sondes nie, wat op die koerant se voorblad is nie, in die rapport voor is nie, hierdie of op die agterblad was nie. Maar niemand van ons het te veel van daai erge goed gedoen nie. Daarom sukkel ons om ons stories te vertel en dit klink so, daar's niks extraordinary daar nie, daar's niks wow aan my storie. So, kom ek help jou om 'n storielyn te maak. Die storielyn werk so. Ek was, en nou gaan skryf jy vandag en vanmiddag jou storie. Gaan skryf net sommer, ek was 'n buffel van 'n man. Ek het gedink werk is al wat ter sprake is. Ek het nooit gedink my vrou en my kinders het reg meer nodig as die finansies wat ek vir hulle voorsien nie, of die mediese fonds of die aftreepakkette nie. Toe het God het so laat gebeur dat ek my werk verloor. Of toe het God die feit dat ek my werk verloor het gebruik om my weer by hom uit te bring. En nou leef ek anders. Dit is so 'n storielyn werk. Daar's 'n verlede, daar's 'n impak, 'n ingryp van God, en daar's 'n nuwe toekoms. So, dis 'n paar dae voor nuwe jaar. Waar was jy? Wat het God gedoen? En waarheen vat hy jou? Ek kan ook jou vertel dat hierdie 3 kolletjies na die en nou nog nie klaar geskryf is nie. Daai is 3 kolletjies om te sê, maar hy gaan 2026 en 28 en 35 dalk nog dramaties in jou lewe werk. Ek weet nie hoe dit presies gaan lyk nie. Daar's nie presiese prentjies en datumstempels wat jy dit kan bysit nie. Al wat ons weet is, toe het God, kom ek vertel jou die storie. Kom ek vertel jou van my storie. Kom ons vertel mekaar van mekaar se stories. Nie noodwendig hoe dramaties dit was nie, maar hoe God ons gebruik in die toekoms in. Ek weet nie kom ons bang is nie. Ek weet nie kom ons dink ons moet vir God advokate of prokureurs wees nie. Jy hoef nie. Vertel ons my die storie van wat God in jou lewe doen. En God sal smile. Hoe kry jy dit reg? Hoe het dit gebeur? Ek weet nie. Modder op my oë en gaan bad en kan sien. Ja, maar hoe? Ek weet nie. Modder op my oë, gaan bad en ek kan sien. Dit maak nie sin nie. Ek verstaan dit ook nie. Maar ek moet jy die storie vertel. Die storie van Jesus, wat ons lewens kom aanraak het. Here, ons mag nie stil bly nie. Trouwens, in Handelinge sê, as ons stil bly, sal die klippe dit uitroep. Die klippe, die berge, die dorre laagtes sal roep, God is in beheer. En ons wil dit beleef elke dag, wat nie kan verduidelik, nie kan verklaar nie. Nie hoef te verdedig nie, maar sommer net kan vertel, ons bly stil. Here, raak ons lippe aan, dat ons bereid sal wees om ons geloof te kan deel. Natuurlik is daar 'n groot stuk verantwoordelikheid daarmee saam. Ons weet dat as ons dit sê, moet ons dit ook kan doen. We have to walk the talk. Ons verstaan dit. Maar Here, ons is bereid om dit te doen. 2025 is verby. Maar 2026 lê voor en ons weet, ons moet 'n verskil gaan maak in hierdie wêreld deur te gaan vertel wat U vir ons gedoen het. Ons kan nie verklaar nie, maar ons kan vertel. Help ons om hierdie verhaal oor en oor te gaan vertel. Amen.
Kom ons staan en die seën vir ons uitspreek. Soms voel dit onmoontlik om daaroor te praat. Soms voel ons nie adequate genoeg toegerus nie. Maar mag die Here se liefde en genade jou help om te gaan praat. En dalk nie eens woorde te gebruik nie, maar sommer met jou dade. Mag jy om iewers te by die rivier of by die kerk of iewers ontmoet en gaan vertel vir ander mense wat dit so nodig het. Onverstaanbaar, onverklaarbaar en tog gebeur dit. Mag sy genade saam met ons gaan. Amen.